ons levenspad. In uw liefde en genade het u ook ons hand kom vat. Heer, uw lijden brengt bevrijding, het ook mijn hand kom vat. Het ook mijn hand kom vat. U mijn redder groot en machtig, u het mij ook raak gezien. Wanneer die Here ons groet, dan sê hy, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en ewige hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons nou het, om weer so na u woord te kan luister. Lei en leer ons deur u Gees, sodat ons kan hoor wat ons moet hoor en sien wat ons moet sien. Wees vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Dankie dat ons in hierdie tyd kan bid vir almal wat op ons voorbidding reken. Wees in die groot genade steeds met ons, soos wat u altyd daar was en steeds daar is. Gee hoop en uitkoms waar dit nodig is, Here, want u sê in die woord, u weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Hoor elkeen wat na u roep, en voorsien in u genade en in u liefde, dit wat mense so nodig het. Seën die verkondiging van die evangelie, sodat die wêreld tot bekering kan kom. Gee vir u kerk die genade en die krag om so te leef, dat die mense die Here Jesus Christus werklik sal leer ken. Help ons, o Here, in moeilike omstandighede, om steeds te bly hoop, en om steeds te volhard op die pad waarop u ons geroep het. Dankie dat u ons sonde vergewe het, dankie dat ons kan weet, u is daar wanneer ons elke dag moet leef. U is met ons, in ons, oor ons, agter ons, by ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vandag is Johannes 6 vers 41 tot 69. Die Jode het gemor omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees, wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom. Hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. En die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe.
En dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. En toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het van self geweet dat sy disippels hieroor mor en hy sê vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dis die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. En verder het hy gesê, en daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. En hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. En toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Ons lees tot sover. Die teks vir die prediking is vers 67 en 68. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Nou, ons lewe om die minste te sê in 'n tyd van uitdagings. En oor die uitdagings waarmee ons te doen het, hoef ek u niks te vertel nie. U ken dit so goed soos ek. Om te lewe in 'n tyd waarin moord en diefstal en korrupsie, werkloosheid, finansiële druk, twis en tweedrag die nuwe normaal geword het, is nie 'n grap nie. En die jaar wat nou byna verby is, was vol daarvan. Maar soos al die vorige jare het ons ten spyte van al die uitdagings waarmee ons te doen kry, steeds ook nog ons eie ideale en ons drome vir die toekoms. Ek meen, wie wil nou nie gelukkig en suksesvol wees nie? Die verskil is net, ons is gelowiges, Christene. En as Christene kyk ons anders na probleme en uitdagings as mense wat nie glo nie. As Christene het ons ook ander ideale en drome as byvoorbeeld die moslems of die hindoes of die jode of die ateïste. Wat ons anders maak is, ons bely dat Jesus ons Here is. En wat ons drome en ideale anders maak, het ons vanmôre gehoor toe ons daai gesprek van Jesus in Johannes 6 gelees het. 'n Gesprek waarin Jesus volle toewyding vra van mense wat hom wil volg. Toe ek besig was om voor te berei vir vanoggend se erediens, het ek myself afgevra, as ek nou na die toekoms kyk wat voor my lê, 'n nuwe toekoms. As ek nou so na die toekoms kyk, word ek met Jesus se vraag gekonfronteer. En dis 'n eenvoudige vraag wat vra, sien jy kans om die pad wat vir jou voorlê ten volle en met oorgawe te loop, soos wat Jesus Christus die Here van jou vra? Dit beteken, om ten spyte van alles, ten spyte van die nuwe uitdagings, ten spyte van die onsekerhede en gevare, wat ook al, jou pad met volle oorgawe te loop, soos Jesus van 'n mens vra. Ek kan nie namens u praat nie, ek kan net vir myself praat. Dit lyk my daar's een ding waaroor ek baie goed vir myself duidelikheid oor moet kry, en dit is, hoe ver sien ek kans om te gaan om my geloof in Jesus uit te leef? 'n Geestelike leier van een van die wêreld se grootste kerke het op 'n keer gevra, en dit het my nogal geruk. Hy vra, hoekom moet die Here altyd met die swakste en die minste van sy volgelinge se kant af tevrede wees? Hy vra, hoekom dink so baie volgelinge van Jesus, al wat van hulle verwag word is om Sondae in die kerk te kom sit, na 'n preek te luister, en om dan so dan en wan by een of ander kerklike aktiwiteit te help? En dan vra hy, is dit waaroor Christen wees gaan? Om te probeer om nie te verkeerd te leef nie, om daarom so min of meer die regte pad te probeer loop? Of gaan dit oor meer? Sal jy saamstem met hierdie stelling?
Volle oorgawe aan Jesus en aan sy saak is die normale manier van lewe vir elke Christen. Volle oorgawe. Ek is oortuig dit kan nie anders nie. God het alles vir ons gegee, daarom vra hy alles van ons. Romeine 12 vers 1, gee julle self aan God as heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dus duidelik meen ek, volle oorgawe aan Jesus en sy saak. Nie bloot 'n stukkie wat 'n mens bereid is om van jouself, van jou tyd en krag en gawes te gee nie, volle oorgawe. Laat my toe om te verduidelik. Dink nou saam met my aan die gedeelte wat ons uit die Bybel gelees het. Die eerste ding wat ons moet raak sien is dat Johannes ons in hoofstuk 6 vertel van 'n klomp mense wat Jesus aangehou soek het tot hulle hom gekry het. Sekerlik een van die belangrikste dinge wat 'n mens in jou lewe kan doen is om Jesus te soek tot jy hom kry. So hier hoor ons van mense wat Jesus aanhou soek tot hulle hom gekry het. Soos ons ook maar. En toe hulle Jesus kry, vind daar 'n gesprek plaas. Jesus begin die gesprek deur vir hulle te sê, julle soek my vir die verkeerde rede. Hoe fataal is dit net nie? Om Jesus te soek tot jy hom kry, om dan net te hoor, julle soek my net omdat ek vir julle kos gegee het. Onthou, dit was net nadat Jesus die brood vermeerder het. Jesus sê vir hulle, julle soek my net vir wat ek vir julle kan gee. En dis vir die verkeerde rede. Hoe tragies is dit net nie? En dit lyk my dit was nog altyd van die vroegste tye af baie moeilik vir mense om te verstaan waaroor dit werklik gaan in die navolging van Jesus. En dit word ons baie duidelik in Johannes 6. Net nadat Jesus vir die mense kos gegee het, sê hy vir hulle, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Maar hulle sê, nee, wag 'n bietjie. Ons ken hierdie man, hy is mos Jesus, seun van Josef. Ons ken sy ouers. Hoe kan hy dan nou sê ek kom uit die hemel? En soos wat die gesprek aangaan, word hierdie mense al hoe meer deur mekaar. Jesus sê vir hulle, julle moet nie net van die gewone brood eet wat ek vir julle gegee het nie. Julle moet my eet. En hulle sê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Dis nie 'n wonder nie dat die Romeine en baie mense van daardie tyd die vroeë Christene beskuldig het dat hulle kannibale is. Mense wat mensvleis eet. Die probleem was, die mense kon nie die geestelike betekenis van wat Jesus bedoel insien nie. En dit laat 'n mens wonder, hoeveel mense wat hulle vandag self Christene noem, verstaan regtig wat dit vra om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. U sien, om Jesus te volg, beteken volgens die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, nie in die eerste plek om altyd 'n vol maag te kan hê nie, of om 'n werk te kan hê nie, of sekuriteit te kan hê en veilig te kan wees nie. Om Jesus te volg, beteken in die eerste plek om op die intiemste wyse denkbaar met Jesus verenig te wees. Een met hom in jou hart, in jou denke, in die manier hoe jy lewe. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Lees weer saam met my vers 53. As julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. En lees ook wat Jesus self in vers 56 sê. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, of natuurlik ook in haar. Dis hoe intiem 'n volgeling van Jesus met Jesus verbind moet wees. Dit beteken Jesus moet my hele wese vul en deurtrek. Soos die brood wat ek eet absoluut deel van my word tot in my liggaamselle, so moet Jesus onafskeidbaar deel van my denke, my bestaan, my wese wees. Dit beteken my oë moet net so sy oë die kinders raak sien wat na hom roep. My hande moet net so syne vir honger mense kos gee. Dit moet, om dit so te sê, feitelik onmoontlik wees om te onderskei watter nou sy hande en watter my hande is. Wat nou sy wil en wat myne is. Wanneer Jesus so in my lewe, mag daar nie haat en valsheid in my hart wees nie. In die plek van haat moet daar liefde wees, Jesus se liefde. En nie net liefde vir die wat my lief het nie, maar liefde vir alle mense, ook vir diegene waarvan ek nie hou nie. Soos Jesus, so moet ek wees.
En dis wat gebeur wanneer 'n mens aan Jesus gelykvormig word. Party van Jesus se volgelinge het waarskynlik iets verstaan van wat dit regtig van 'n mens vra om in Jesus te glo en om hom te volg, want ons lees daar in Johannes 6 dat hulle sê, nee, o aarde, dis daarom te erg. En hoe baie mense het dit nie net al gesê nie. Geen mens kan dit wat die Here van ons vra regtig doen nie, veral nie in vandag se lewe nie. En dis dan dat Jesus verder vra, skrik dit wat ek vra julle af? 'n vraag wat hy vandag nog vra. Skrik dit wat ek vra jou af? Laat dit jou 2 maal dink voor jy maklik sê, ja Here, ek sal U volg waar U ook al gaan. En nou weet ek, u en ek wat vanmôre hier by mekaar is, op hierdie manier rondom die media is hier, omdat ons die Here wil volg. En God dank, in Johannes 6 gee die Here ook vir ons die antwoord van hoe dit moontlik is, dat ons beter volgelinge van hom kan wees. In Johannes 6 vertel hy ons die geheim van hoe dit moontlik is, dat 'n mens soos ek en jy met hom verenig kan lewe. Hy sê dis die Gees wat lewend maak. Die mens kan dit nie self doen nie. Dis die werk van die Heilige Gees om Jesus in jou te laat lewe. Maar, sê Jesus dan verder, maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jy sien, 'n mens kan al hierdie dinge waarvan ons in die Bybel lees met jou kop weet, sonder om dit regtig te glo. Hoe tragies is dit net nie? Om jou geloofsbelydenis met jou mond uit te spreek, sonder dat dit wat jy bely regtig in jou hart lewe, sonder dat dit in jou manier van lewe sigbaar word. En net die Heilige Gees kan Jesus in 'n mens laat lewe. Geen wonder dat baie van die wat Jesus gevolg het, toe maar liewer omgedraai het huis toe, omdat hulle nie kans gesien het vir volle oorgawe aan Jesus nie. Hulle het minstens verstaan wat dit regtig van hulle vra om Jesus te volg, en toe het hulle maar liewer gegaan. En die vraag is, moet ons nie ook maar liewer gaan nie? Sien jy kans om so met Jesus verenig te lewe, kom wat wil? Sien jy daarvoor kans om die Heilige Gees toe te laat om jou lewe ten volle te beheer? Sien jy kans daarvoor om die Heilige Gees toe te laat om Jesus deur jou te laat lewe en deur jou te laat werk? En besef jy, hy vra alles. Nie die helfte nie. Nie die bietjie wat jy bereid is om af te staan nie. Alles. Wil julle nie ook weggaan nie, vra Jesus vir die 12 en vir die 24 nuus en vir al die ander wat op hierdie stadium saam met hom geloop het, en hy vra dit vir jou en vir my. Wil julle nie ook maar weggaan nie? Hoor wat sê Petrus. Iets soos, miskien moet ons eintlik, want ons is nie beter as die ander nie. Miskien sal dit die eerlike ding wees om te doen. Maar Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee. Dis die dilemma van die Christelike geloof. As ons somme maak veral in die omstandighede waar daar al hierdie moorde en rooftogte en die oneerlikheid en morele en sedelike verval, die onderlinge getwis en onenigheid is, as ek my somme maak en ek vra, wat het my gaan kos om die Here Jesus regtig te volg in die omstandighede waarin al hierdie bose goed so welig tier, wat gaan dit my kos om hom en sy wil eerste te stel? Om te vergewe en nie self te wil vergeld nie, om maar die ander wang te draai en bereid te wees om die minste te wees. Dis dan dat 'n mens wonder, is dit nie miskien maar beter om betyds om te draai nie? Want om Jesus te volg vra, dat ek goed soos haat en bitterheid en liefdeloosheid en sulke goed moet los, en ek sal my onbetrokkenheid by ander se nood moet los, ek sal nie meer kan maak of ek nie sien as mense nie klere het om aan te trek het nie, en nie kos het om te eet nie. Ek sal ontslaa moet raak van my vrese en ek sal moet leer wat Christelike sekerheid en hoop beteken. Ek sal moet leer wat dit beteken as Jesus vir sy volgelinge sê, moenie bang wees nie, ek is met jou. Moet jou nie oor môre bekommer nie. Miskien as ek so kyk na wat dit my gaan kos, moet ek maar liewer laat staan en weggaan. Maar dan die groot vraag, na wie anders kan ons gaan? Want en dit weet ons, daar's net een pad na die ewige lewe, en dit is Jesus Christus. Dis die Gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie.
Die teks vanmôre was, wil julle nie ook weggaan nie? En soos Petrus is daar vir ons, so lyk dit my ook maar net een keuse, om soos Petrus te sê, nee Here, na alles sien ek nie kans om weg te gaan nie. Ek wil by U bly. Ek wil by U leer, by U troos vind. Ek wil dat ek in U lewe en U in my. Ek wil my tyd en krag gebruik om versterk te word in my geloof. Ek wil naby Jesus, saam met Jesus leef, ten spyte van al my gebreke en swakhede. En dis al hoe ek die krag wat ek nodig het sal kry vir die pad wat ek nog moet loop. Om as Christen, wat dan ook al in die toekoms op my wag, dieselfde gesindheid te kan hê, wat daar in Christus Jesus my Here is. Ek weet baie goed, ek is nog nie naby wat ek as volgeling van Jesus behoort te wees nie, maar die Here weet, ek wil graag die pad verder loop as Christen. Ek wil die Here Jesus se beeld vertoon. Ek wil een wees met hom. Ek glo U ook. Kom ons dank die Here vir die jaar wat nou byna verby is en ook vir al die vorige jare en ons vra die Here om dit deur die kragtige werk van sy Gees in ons vir ons moontlik te maak om ons lewenspad vorentoe so te kan loop saam met Jesus. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre met vrymoedigheid in die naam van Jesus vir U kan vra. Bly by ons. Hou ons styf vas. Maak dit vir ons sondaarmense tog moontlik om meer van die gees en gesindheid van Jesus te vertoon in hoe ons praat en wat ons doen en hoe ons dink. Help ons, Here, dat ons die pad vorentoe so sal loop, dat ons die mens kan word en wees wat U ons bedoel het om te wees. Dit vra ons in Jesus se naam, op grond van U groot genade. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.